Frans leef, maar sy geheue kan enige oomblik terugkom. Sal Zelda vir Frans die waarheid vertel? Carla probeer haar lewe weer bymekaar kry na Glasgow en Jacques steek trouplanne vir Theresa weg. Dis jou diepe waters voorskou vir 3 tot 6 Augustus. Laat ons nou nie verder tyd mors nie en sommer dadelik in die diepkant spring. Die grootste storie hierdie week draai steeds om Frans, Zelda en Corrie. Op die oomblik voel Zelda nogal verlig. Frans kan steeds niks van die ongeluk onthou nie. Sy het selfs vir Corrie gevra om Frans nog niks van Nella en Abel se dood te vertel nie. Volgens Zelda moet Frans eers sterker word voordat hy die waarheid kan hoor. Maar ons weet natuurlik Zelda het ander motiewe hierso. Hoe langer Frans nie onthou nie, hoe beter vir haar. Corrie koop dit nie heeltemal nie. Reeds op Dinsdag raak hy al hoe meer agterdogtig oor Zelda se motiewe. Net vir Nella se dood het sy immers vir hom gesê dat Zelda en Frans uitmekaar is. Van die eerste oomblik af was Corrie ook opvallend koud teenoor Zelda. Dit laat my wonder, weet Corrie dalk meer as wat ons dink? Weet hy dalk alles wat Nella aangevang het? Maar ek twyfel. Ek glo nie hy weet dat Nella sy pa besteel het nie. Teen Woensdag begin Zelda self twyfel of sy nie eerder vir Frans die waarheid moet vertel nie. Sy behoort teen hierdie tyd te weet dat geheime nooit vir altyd begrawe bly nie. Met Corrie wat haar reeds wantrou, kan hierdie plan baie maklik in haar gesig ontplof. So, wat dink julle? Moet Zelda nou vir Frans die waarheid vertel of moet sy wag? Laat weet my nou in die kommentaar hieronder. Donderdag is dit ook Nella en Abel se begrafnis, maar selfs op hierdie moeilike dag bly die spanning tussen Zelda en Corrie hoog en die twee hou aan koppe stamp. Terwyl Zelda en Corrie beklei, probeer Carla haar eie lewe weer op koers kry. Maandag keer sy terug van Glasgow af, maar sy is duidelik nie haarself nie. Sy het daarheen gegaan om die droom van goud te wen, maar dinge het heeltemal anders uitgedraai. En as 'n mens dink waardeur sy die afgelope paar weke is dit eintlik verstaanbaar. Net voor Glasgow het Carla uitgevind sy is swanger. Die swangerskap het haar swemloopbaan bemoeilik en kort daarna het sy die baba verloor. Ten spyte daarvan het sy steeds probeer om alles te gee om aan die kompetisie deel te neem. Dinsdag voel sy nog slegter wanneer sy verneder voel op haar eerste dag terug by die klub. Maar dit gaan seker net eintlik in haar kop wees. Ek dink nie die ander sal neerkyk op haar nie. Maar dis maar hoe mens voel nadat jy teleurstelling gekry het, val op haar vlak. Maar Woensdag besluit sy dat sy nie langer gaan terugkyk nie. Sy gaan al haar energie insit om die volgende medalje te wen. En wat is dit volgende? Ek dink dit is die Olympiese spele. En ons weet mos hoe Carla raak wanneer sy op iets fokus. Sy kan baie obsessief raak. Die groot vraag is, hoe gaan dit haar verhouding met Arno beïnvloed? Donderdag raak die druk nog groter wanneer Balbo vir Carla en Nena teen mekaar begin opweeg. Hulle wil immers 'n wenner borg. En op die oomblik lyk Nena soos die sterker kandidaat. Hoe lank gaan Balbo nog vir Carla ondersteun? En belangriker, wat gaan hierdie kompetisie aan Carla en Nena se vriendskap doen? Intussen verloop Jacques en Theresa se week ook nie heeltemal volgens plan nie. Dinsdag neem hulle saam 'n belangrike besluit oor hulle huwelik na al die spanning en bakleierery. Maar dit lyk nie of alles sommer nou glad gaan verloop nie. Woensdag ontstaan daar meer probleme met die jongste troureëlings. Presies wat gebeur, sal ons maar moet wag en sien. En donderdag maak Jacques waarskynlik die grootste fout nog. Hy besluit om belangrike troureëlings vir Theresa weg te steek. Ag Jackie boy, soos 'n baby hom altyd genoem het, om iets vir die bruid weg te steek net voor die troue, dis nou vra vir moeilikheid. En dit is nie net hierdie inwoners van Boskruin wat 'n moeilike week gaan hê nie. Lyk my Sanet en Jovan is ook aan die beklei, want Sanet verklaar oorlog. Ons weet albei wil nou Theresa se onthaal reël,
maar wie gaan bo uitkom? Ek wonder, Letty hulle is altyd die wat gewoonlik dit doen, en sy is Teresa se vriendin, so ons sal maar moet sien hoe gaan dit uitwerk. Soos wat Jovan sê, wat 'n mens gesien het, dis net besigheid. Maar is daar ooit regtig 'n wenner in 'n oorlog? En wie se kant is julle, Sanet of Jovan? Laat weet my in die kommentaar hieronder. Dit is alles wat hierdie week in diepe waters gebeur. As jy die video's geniet, gee hom gerus 'n like. Teken in as jy nog nie het nie en druk daai kennisgewing-klokkie sodat jy nooit mis wanneer ek 'n nuwe video oplaai nie. Dankie dat jy gekyk het en soos altyd, hou die blink kant bo en ek sien jou weer in die volgende TV Praatjies video.